sal hê en dat elkeen 'n seën sal ontvang en met 'n lied in sy hart sal huis toe gaan vandag. Ons sal ons kom net te open, kom ons sing lied 30 uit verse saam. Heilig, heilig, heilig. So, hy het elke tydjie wat hy gehad het, hy gaan sokker gespeel. Op 'n stadium moes hy uit sy tuisdorp trek om sy eksamens te doen. Hy kon nie sy eksamens in sy tuisdorp skryf nie. In die nuwe dorp wat hy gebly het, hy ook toe nou maats gemaak met die ouens wat sokker speel. En elke Saterdag, wanneer hy nou niks het om te doen het, hy gaan sokker speel. En oor van die sokkerveld was daar 'n Adventiste skool en 'n kerk gewees. Nou so terwyl hulle die bal skop en lekker saam speel, dan hoor hy hierdie mense sing en iemand preek en hy hoor dat daar mense is wat God aanbid.
En in sy verstand het hy nogal gewonder. Ek wonder hoekom die mense op 'n Saterdag aanbid, hy nie lekker verstaan wat daar aangaan nie. Want hy het in 'n Christelike huis groot geword, so hy was nie onbekend met Christendom nie. Maar hy het nog nooit gehoor van mense wat op 'n Saterdag kerk toe gaan nie. Maar ja, daar gelaat, hy het sy sokker geniet, en toe hy geklaar is met sy graad 10 eksamen, moet hy weer aansoek doen om die skool by te woon. Toe hy aansoek gedoen het, toe het hulle hom nie, hy het nie goedkeuring gekry om graad 11 daar te doen nie, en hy moes toe nou aansoek doen by 'n ander skool. En van sy maats, wat saam, nie wat op die Saterdag saam met hom gespeel nie, maar sê toe voor, weet jy, ons gaan aansoek doen daar by die Adventiste skool, hoekom doen jy nie ook aansoek daarso nie? Hy doen toe aansoek daarso, en hy word toe aanvaar. En toe hy nou begin skool gaan daar, toe kom hy nou agter oor hoekom gaan hulle Saterdag aanbid hulle op 'n Saterdag. Hy het geleer dat die woord van God vir ewig staan, hy het die gebooie geleer, en geleer dat het belangrik is om die gebooie te onderhou. En hy het skoolvakansie, het hy teruggegaan na sy tuisdorp toe, en het sy ma en sy pa vertel van hierdie nuwe waarheid wat hy ontdek het. En hy het vir sy boeties en sy sissies vertel, maar hulle wou nie na hom geluister het nie. En hy het toe op 'n stadium vir sy ouers gesê, hy sal graag Adventist word, hy sal graag gedoop word. Toe sê sy pa vir hom, as hy gedoop word, dan is hy nie net deel van hierdie familie nie. Hulle het vir hom gesê, al woon jy 'n Adventiste kerk by, is dit nie nodig om 'n Adventist te word. Ek meen, dit is baie nice en lekker dat jy aan die Adventiste skool is, maar jy hoef nie 'n Adventist te word nie. So hy het besluit om nie gedoop te word nie, terwille van sy ouers, en sy pa het regtig vir hom gesê, ons gaan jou letterlik, ons gaan jou eie familie uitgooi, as jy kies om Adventist te word. Nadat hy graad 12 klaar gemaak het, is hy na 'n college toe waar hy gaan studeer het, maar dit was 'n nie Christelike college gewees. En hy het nie thuis gevoel daarso nie. Omdat hy was vir 2 jaar in die Adventiste skool, en dit was vir hom lekker gewees. En daai college het net nie, iets sit partykeer net nie lekker aan die mens nie. En toe hy klaas, hulle het eendag het hy en sy maat sokker gespeel, en hulle vertel toe vir hom van die 1000 Missionary Movement, waar hulle studente kry om sendingwerk te doen. En hy het die ouers gekontak, en hy het toegegaan, en hy het vir 8 maande as 'n sendeling gaan skool gee vir graad 4 kinders, en hy het verskriklik baie geniet. En daar het 'n begeerte in sy hart gegroei om 'n Adventiste predikant te word. En tans is hy 2de jaar teologie student by 'n Adventiste college, en hy sê dat hy vryheid gevind het toe hy die Bybel leer ken het en gedoen het wat in die Bybel staan. En hy wil graag eendag kinders bereik deur sokker, en hy wil graag vir die gemeenskap ook van Jesus leer. Hy wil bitter graag, as hy eendag 'n predikant is vir jong mense preek, en hy wil 'n sokker akademie begin, waar die kinders in hulle vrye tyd kan op sokker speel, waar hulle kan leer van Jesus. 7 goue reëls. Vandag wil ek net so 'n bietjie 'n paar goue reëls vir julle noem, wat jou kan help op jou lewensweg. Ekskuus my. Die eerste een is wake up. Ek gaan hulle in Engels sê, dit klink net beter in Engels as wat ek hulle in Afrikaans vertaal. So, Psalm 118 vanaf vers 24. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons juig en daaroor bly wees. Word wakker en besluit om 'n goeie dag te hê. Daai eerste gedagte wat jy elke oggend het, bepaal baie keer die res van jou dag. Oorweeg die volgende goeie raad. By jouself in die oggend aan
Laat dit die eerste werk elke dag wees. Laat dit die gebed wees. Neem my, o Here, as heeltemal u eie. Ek lê al my planne aan u voete. Gebruik my vandag in u diens. Bly by my en laat al my werk in u wees. Ons moet dit daagliks doen. Ons moet elke dag ons aan God, ons planne en onsself aan God toewy. Gee al jou planne aan hom oor om uitgevoer of opgegee te word, soos hy mag lei. En dit wat ons vandag besluit, werk nie altyd uit nie. Ons beplan 'n dag en die dag loop nie soos wat ons verwede moet loop nie. Maar ons moet nie moedeloos raak nie. As ons planne van God gegee het, moet ons vertrou dat hy weet die beste. So kan jy die dag na dag jou lewe in die hande van God stel. Op hierdie manier sal jou lewe steeds meer en meer in die ewebeeld van Christus gevorm word. Die tweede een is dress up. Soos maklik om te onthou, jy word eers wakker en dan moet jy aantrek. So wake up, dress up. 1 Samuel 16 vanaf vers 7. Ek het net die helfte van die versie neergeskryf. Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na wat sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering, want nie wat die mens sien God nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Die beste manier om jou te kleed is om te glimlag. 'n Glimlag is 'n goedkoop manier om jou voorkoms te verbeter. 400 jaar gelede het Robert Burton gesê, om te glimlag suiwer die bloed en maak die liggaam lewendig en geskik vir enige soort werk. En mag ons elkeen die volgende skoonmaakmiddels elke dag gebruik. Vir my lippe gebruik ek die waarheid. Vir my stem, vriendelikheid. Vir my oë gebruik ek barmhartigheid. Vir my hande, liefdadigheid. Vir my postuur, opregtheid. Vir my hart gebruik ek liefde. Vir enige iemand wat nie van my hou nie, gebruik ek gebed. Die derde ene is shut up. Spreuke 13 vers 3. Wie sy mond bewaar, bewaar sy lewe. Wie sy lippe wyd oopmaak vir hom, is dadelik ondergaan. Sê vriendelike dinge en leer om te luister. God het ons 2 ore en 1 mond gegee. Hy moes sekerlik bedoel het dat ons 2 keer soveel moet luister voordat ons praat. Maar ek sukkel ook nog met daai en ek praat te veel. Ons woorde is 'n aanduiding van die toestand van ons hart. En hoe min of hoeveel 'n mens ook praat, hulle woorde dui op die aard van hulle gedagtes. 'n Mens se karakter kan baie akkuraat volgens sy gesprek geskat word. Die eerste plig van die liefde is om te luister. Volgende ene, nommer 4, is stand up. Galasiërs 6, vers 9 tot 10. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Staan op vir dit waarin jy glo. Staan vir iets, anders beval jy vir enige iets. Daar's 'n spreekwoord wat sê, die mens wat op nooit sterk teen iets uitspreek nie, sal ook nooit sterk vir iets uitspreek nie. So as jy nie kan sterk staan vir dit waarin jy glo nie, en jy kan sterk uitspreek vir dit nie, sal jy nooit sterk staan vir iets nie. Die 5de een is look up.
Jesaja 30 vers 15. Ek gaan net die laaste gedeelte lees. In stil wees en vertrou bestaan julle krag. Dan Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Kyk op na die Here. Kyk terug en prys hom. Kyk vorentoe en verwag hom. Kyk op en vertrou hom. Dikwels as ons kyk, word ons beangs en as ons na onsself kyk, word ons neerslagtig. As jy gelukkig wil wees, kyk na Jesus. As die gedagtes met self besig is die oë van Christus, die bron van die lewe en sterkte afgewend. Satan leeuwt is daarop toe om die oë van die gelowige van Christus af te hou, om sodoende die verbinding en gemeenskap van die siel met hom te verhinder. Ons moet opkyk na Jesus en stil wees. Japaneese gesegde sê, hou jou mond toe en jou oë oop. Die 6de een is reach up. Spreuke 3 vers 5 en 6. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak. Ry elke dag op na iets hoër. Laaste een is lift up. Filippense 4 vers 6. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Hef jou gebede op. Die Duitsers het 'n spreekwoord wat sê, as ons hande in gebed saamvat, maak God sy hande oop. Mag hierdie 7 reëls elke dag deel maak van jou hantering en jou help met jou omgang met jou verlosser en met die mense om jou. So onthou, eerste, wake up, staan op, begin jou dag met die Here. Dress up, sit elke dag 'n glimlag op jou gesig. Shut up, luister meer as wat ons praat. Stand up, staan vir dit waarin jy glo. Look up, kyk na die Here. Vertrou hom en verwag hom. En dan reach up. So elke dag reik na iets hoor. Al val ons vandag. Weet jy wat? Nie moedeloos raak nie. Die Here gee ons elke dag 'n nuwe kans. En lift up. Hou jou gebede en na die Here. Bid elke dag en moet nooit nog raad daarvoor nie. Ons sal afstel met lied 104. Ons
sit. Kom ons buig net ons hoofde. Liewe Here, baie dankie vir hierdie paar doodeenvoudige reëls. Help ons dat ons dit sal toepas in ons lewens. Dat ons elke dag ons lewens aan U sal toewy, o Here. Dat ons 'n glimlag sal opsit. Dat ons sal opkyk na U toe en altyd sal onthou dat U met ons is elke dag, al werk ons planne nie uit nie, maar dat U steeds in beheer is van ons lewe. Wees met ons die res van hierdie Sabbat, seën en lei ons asseblief.